Kom ons maak eers oë toe, dan bid ons saam. Drie-enige God, U is heilig. U is teenwoordig. En ons is dankbaar om vanoggend ook aan U al die lof en al die eer toe te bring. Ons besef, Here, dat dit net U is wat waardig is. En dat selfs ons mooiste liedere en ons beste bedoelings klein is en tekort skiet. Maar Here, sover as wat dit vir ons menslik moontlik is, wil ons met opregte harte kom sê, heilig, heilig, heilig. Dankie Here dat ons op hierdie koue wintersmôre saam kan wees. Maar dat ons ook weet, die hitte, die gloed van U teenwoordigheid is by ons. Om ons harte vol te maak met vrede, met liefde en met hoop. En wanneer ons vanoggend saam lees uit U woord, is dit dan ook my gebed. Here, dat U met ons sal praat, dat U deur U Gees ons verstand sal open om U woord te hoor, te verstaan en met ons saam te neem, sodat ons dit ook kan gaan leef. Amen. Brendan, jy's nou reg, nee? Okay. In hoofstuk 4 en 5 staan Johannes in die hemelse troonsaal. Hy sien vir God, die almagtige skepper wat van alle dinge wat op die troon sit. En hy sien ook vir Jesus Christus, die lam wat geslag is, langs die troon staan. Rondom die troon is daar 24 ouderlinge, die hele kerk, en die 4 lewende wesens, die hele skepping, besig om God en die lam te loof en te aanbid. Johannes sien ook dat God in sy regterhand 'n boekrol vashou. Sy plan vir die wêreldgeskiedenis. Die boekrol is met 7 seels verseël en slegs die lam wat geslag is waardig om die boekrol oop te maak deur die seels daarvan te breek. Met ander woorde, Jesus Christus se kruisdood en sy opstanding uit die dood is die sleutel om God se plan met die geskiedenis tot uitvoering te bring. Maar wat is God se meesterplan vir die wêreldgeskiedenis? Volgens Openbaring in kort, Jesus Christus het vir alle mense aan die kruis gesterf. Diegene wat dit aanvaar, sal verlos word. Diegene wat dit nie aanvaar nie, sal geoordeel word. Dis die plan. En die ontplooiing van hierdie plan het reeds met Jesus se opstanding uit die dood begin. Net soos wat gelowiges reeds in Christus verlos is, net so is God se oordeelsvoltrekking oor die ongelowiges reeds besig om plaas te vind. Christus is nou reeds besig om sy koningskap as die Messias uit te oefen. Al word dit nog nie ten volle op die aarde erken. Wanneer ons nou aanskuif na die volgende gedeelte toe en ons lees oor die oopbreek van die 7 seels, gaan dit oor God wat sedert Christus se opstanding besig is om
goddeloses te straf en gelowiges te red. Maar nou sal julle sien as ons lees, dit wat ons lees is nie net 'n prentjie nie. Dis nie net 'n beeld wat besig is om af te speel nie, daar's klanke ook by. Johannes sien en hoor 'n klompie dinge. En ek het ook so 'n paar klanke dan ingebou in ons skriflesing vanoggend. Dis belangrik, want die sien en die hoor beklemtoon die werklikheid van die gebeure wat voor hom afspeel. Ons begin lees by vers 1. Ek het gesien toe die lam een van die 7 seels oopbreek. En ek het een van die 4 lewende wesens, soos die geluid van 'n donderslag, hoor sê, kom. Ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. Sy ruiter hou 'n boog vas en 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee. Hy het opgetrek as oorwinnaar en om te oorwin. Toe hy die tweede seël breek, het ek die tweede lewende wese hoor sê, kom. 'n Ander perd, 'n vuurrooi het toe uitgegaan. Aan sy ruiter is vergun om die vrede van die aarde weg te neem, sodat mense mekaar kon doodmaak. Aan hom is ook 'n groot swaard gegee. Toe hy die derde seël oopbreek, het ek die derde lewende wese hoor sê, kom. Ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd. Sy ruiter hou 'n weegskaal in sy hand. Ek het toe iets soos 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring kos 'n denarius. Denarius is 'n ou Romeinse muntstuk, omtrent soveel soos wat jy sou kry vir 'n piesjob vir 'n dag. En 3 rantsoene gars kos 'n denarius. En moenie dat daar skade kom met die olyfolie en die wyn nie. Toe hy die 4de seël oopbreek, het ek die 4de lewende wese hoor sê, kom. Ek het gesien en kyk, daar was 'n vaalperd. Sy ruiter se naam is Dood. En die Hades, dit is die onderwêreld, die doderyk, volg hom. Aan hulle is volmag gegee om 'n kwart van die aarde dood te maak, deur die swaard, hongersnood, 'n dodelike siekte en die wilde diere van die aarde. Ek lees nou verder. Met die oopmaak van die eerste 4 seëls is daar elke keer 'n geweldige donderslag wat ons letterlik laat regop sit. En dit eintlik vir ons wil sê, let op. Die eerste van God se oordeele is op pad. Nie een van hierdie 4 perde voorspel iets goeds nie. Al 4 is bose perde. Die wit perd met sy ruiter wat 'n boog vashou en 'n oorwinnaarskroon ontvang, is nie Jesus Christus, die ruiter op die wit perd waarvan ons later in Openbaring 19 sal lees nie. Nee, hierdie ruiter en sy wit perd wil ons om die bos lei en ons laat dink dat dit Jesus op die perd is. Hy maak asof hy die Christus is. Maar eintlik is hy dan 'n vals profeet. Hy's 'n anti-kris wat met sy valse en bose propaganda die mense wil opsweep tot oorlog. Hy is eintlik die voorbereiding vir die ander 3 perde wat na hom kom. Oënskynlik lyk dit asof hy besig is om te oorwin met sy propagandistiese gif wat hy saai. Die tweede perd stel oorlog voor. Sy rooi kleur simboliseer bloed en die vernietiging van menselewens.
Interessant dat uit homself het hy nie enige mag nie, maar hy word toegelaat. Vers 4 sê dit word hom vergun om deur oorlog die vrede van die aarde af weg te neem. Mense sal mekaar haat en uitmoor. Een nasie sal teen die ander opstaan. Met die groot swaard wat aan hom gegee is, sal mense mekaar doodmaak. Die oopbreek van die derde seël beskryf die effek van oorlog wat reeds gesien kan word. Die ruiter op die swart perd het 'n skaal in sy hand waarmee die mense se kos geransoneer word. 'n Dagloon, 'n denarius, was in die destydse wêreld genoeg gewees om vir jou 8 liter koring mee te koop. Jy het eintlik die hele week se kos. Maar nou dat daar oorlog is, sê die stem net 1 rantsoen vir 'n denarius. Die 1983 vertaling sê net 1 skeppie koring vir 'n dagloon. In die verlede sou jy 'n week se kos kon koop. Nou kry jy skaars genoeg vir 1 maaltyd. En moenie die olyfboorde en die wingerde afkap en verwoes soos wat julle altyd tydens oorloë doen nie. Want daar is nie genoeg om te eet nie. Julle moet maar spaarsamig werk met dit wat julle het en niks mors nie. Want mense gaan honger ly. En dan kom die 4de perd. Sy ruiter se naam is Dood. En die doderyk loop al agter hom aan om, wil ek amper sê, die mense in sy sak te gooi. Al 4 hierdie perde vertel hoe dat mense ellende oor hulle self bring. En soos wat die perde een na die ander uitkom, word dit net al hoe erger. Die wit perd was net propaganda en opstokery wat tot konflik sou kon lei. Want jy weet, die mens het mos in homself 'n begeerte om ander plat te trap en te verower. En daai drang in ons almal om altyd te wil wen, lei dan tot oorlog, die rooi perd. Oorlog lei tot inflasie en hongersnood, die swart perd. En die uiteinde van dit alles is die valperd, die dood. Die menslike selfvernietiging het sy volle kringloop voltooi. Maar nou moet ons versigtig wees om nie die afgelope paar jaar se wêreldgeskiedenis nou hier op Openbaring 6 te wil afdruk nie. Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, tussen Israel en Irak, die hongersnood in die Kongo, wêreldwye ekonomiese onstabiliteit, duisende mense wat daagliks sterf, kan ons so maklik laat dink dat die oopmaak van die eerste 4 seëls nou in ons tyd 'n werklikheid word. En dan probeer baie mense om vir jou te vertel, maar dan is die einde nou hier, die wederkoms is om die draai, verkoop al jou goed en trek see toe, daar sal jy dalk veiliger wees. Of hulle probeer om uit te werk presies wanneer die wederkoms gaan aanbreek. Maar jy weet, so benadering mis eenvoudig die hele punt van waaroor Openbaring gaan. Want oorloë en hongersnood en mense wat doodgaan, het nog altyd, deur in elke era van hierdie wêreldse geskiedenis voorgekom. Die eerste lesers van Openbaring het self al hierdie tipe rampe aan hulle eie lyf gevoel, destyds al. So wat ons eerder moet doen is om te sien, wat was die boodskap van Openbaring vir daardie eerste lesers? En wat is die boodskap dan vir ons vandag? Onthou wat ek nou al 'n paar keer gesê het in hierdie reeks van ons. Openbaring is 'n troosbrief wat geskryf is om gelowiges wat swaar kry binne hulle omstandighede te bemoedig. En hierdie eerste 4 seëls wat oopgebreek word, wil ons waarsku teen die bose en sondige menslike eienskappe
wat in elkeen van ons skuil. Die liefdelose drang om altyd te wil wen, om bo uit te kom, om ander plat te trap en te verower, dis deel van almal van ons. Ons almal het hierdie natuurlike sondige geneigtheid in ons om ander uit te buit ter wille van eie gewin. En nou kom waarsku Openbaring ons dat ons as ons daardie sondige kiem hier binne in ons gaan vertroetel en ons gaan hom kos gee, gaan dit rampspoedige gevolge vir ons hê. Nou al in die lewe. Die eerste perd met sy vals propaganda en die begeerte om te verower, het op sy eie nie 'n groot effek nie. Maar dit word 'n boosaardige spiraal van oorlog en hongersnood en dood wat volg. Die sondige begeerte om ander mense plat te trap sodat jy self bo kan uitkom, is op sigself nie so ingrypend nie, want dis mos maar net 'n begeerte. Maar dit kring uit as jy hom kos gee. Dit word 'n verdoemende kringloop wat uiteindelik in die ewige dood eindig. Daarom wil Openbaring ons vanoggend waarsku. Breek die siklus. Breek die kringloop. Hou op om selfsugtig te wees. Hou op om op ander mense te trap. Hou op om altyd net alles vir jou eie belang te doen. Hou op om onmededeelsaam en gierig te wees. Want jy gaan jou eie lewe daardeur vernietig. Beywer jou eerder daarvoor om jou naaste lief te hê. Want dit is wat pas by kinders van die Here. Betoon respek teenoor ander mense. Onthou daai eerste lesers in Openbaring moet probeer oorleef in moeilike tye met 'n heidense regering wat die lewe vir hulle swaar maak. Die Here sê, hê lief. Dit pas by julle. Betoon respek teenoor ander. Bewys eerbied teenoor jou naaste, maak nie saak wie hulle is nie. Wees vriendelik en saggeaard teenoor diegene met wie jy te doen het. Met elkeen wat oor jou pad kom. Tree hoflik op. Wees beleefd teenoor mense. Help mense wat in nood is. Lê jou toe op gasvryheid. Wees opreg in die liefde wat jy uitstraal. Kom jy agter, Openbaring is nie net 'n boek vol toekomsgoed nie. Dit wil jou sê, hoe moet jy nou leef? Maar een ding moet ons duidelik vir mekaar sê, as jy hierdie raad volg, wanneer jy die bose kringloop van selfsug en eie belang breek, en jy begin jouself heelhartig toelê op naaste liefde, dan gaan die wêreld op jou begin trap. Vervolging en verdrukking lê voor vir diegene wat hulle rug op hierdie goddelose wêreld waarin ons leef draai en wat probeer om reg te leef in die oë van die Here. En dis presies wat ons sien wanneer die lam die 5de seël oopmaak. Toe hy die 5de seël oopbreek, het ek aan die voet van die altaar die siele gesien van die wat doodgemaak is vanweë die woord van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Hulle het met 'n harde stem geroep, tot wanneer, heilige en ware Here, gaan u uitstel om u oordeel te voltrek en ons bloed op die aardbewoners, die goddeloses, te wreek? Daarop is aan elkeen van hulle 'n lang wit stola gegee, amper so wit toga soos die wat ek dra partykeer. En hulle is aangesê om nog 'n kort rukkie te rus, totdat hulle medediensknegte en broers, wat ook soos hulle doodgemaak gaan word, voltallig sou wees. Aan die voet van die altaar, daar voor die troon, sien Johannes die martelare,
Die mense wat doodgemaak is omdat hulle vasgehou het aan die woord van die Here, omdat hulle lewens getuig het van dit wat ons by Christus geleer het. Onthou wat ek net nou gesê het. As ons breek met die sondige kringloop van selfsug en eie belang en ons begin om naaste liefde uit te straal soos wat Jesus dit vir ons geleer het, dan gaan die wêreld op ons wil trap. Dan gaan die wêreld sal ons haat daarvoor. As ons gehoorsaam bly aan God se woord en ons bly nie stil ter wille van ons eie gerief nie. En ons besluit om nie te vlug of kompromie aan te gaan met hierdie sondige wêreld nie, dan sal ons die duur prys van vervolging en verdrukking betaal. Sommige gelowiges betaal met hulle lewens. Maar daar is ook soveel ander verfynde maniere waarop ons as Christene getuister word weens ons belydenis en ons getuienis. Die prys vir onverskrokke gehoorsaamheid aan die Here is duur. Maar die beloning daarvoor is groot. Aan elkeen wat getrou bly aan die Here, word 'n hemelse beloning van lang wit klere gegee, simbolies van oorwinning. En omdat daardie wit klere in die bloed van die lam gewas is, hoef ons nie bang te wees wanneer God sy oordeel voltrek oor hierdie wêreld nie, want dit gaan ons nie tref en ons nie raak nie. En wanneer hierdie martelare met 'n harde smeekstem uitroep en bid en vra dat die Here tog sy regverdigheid sy gang moet laat gaan, dan antwoord God hulle dat hulle geduldig moet wag. Hy is in beheer. Hy is die een wat vir die perde vergun om te doen. Wag geduldig totdat die medegelowiges wat nog doodgemaak moet word, se getal vol is. Wanneer God se program op aarde sy klimaks bereik, sal die goddeloses eens en vir altyd geoordeel en gestraf word. Die straf en die oordeel van die goddeloses, wat die getroue kinders van die Here hier op aarde vervolg en vertrap, word 'n werklikheid wanneer die 6de seël oopgemaak word. Vers 12. Ek het gesien toe hy die 6de seël oopbreek, en daar het 'n groot aardbewing plaasgevind. Die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geheel en al soos bloed geword. Ook die sterre het uit die hemelruim op die aarde geval, soos wanneer 'n vyeboom sy groen navye afgooi as dit deur 'n stormwind geruk word. Die hemel het verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word, en elke berg en eiland is uit sy staanplek verskuif. Die konings van die aarde en die hoofamptenare, die Giliarge, dis 'n Romeinse posisie, hoofman oor 1000, die rykes en die invloedrykes, elke slaaf en elke vry mens het in die grotte en onder die kraanse in die berge weggekruip. Hulle het na die berge en die kraanse geroep, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toorn van die lam, want die groot dag van hulle toorn het aangebreek. En wie kan staande bly? God se oordeel oor die goddelose sal met een woord gesê skrikwekkend wees. Elkeen wat nie 'n lang wit kleed dra nie, wat nie deur geloof in Jesus Christus verlos is nie, sal deur die alles vernietigende oordeel van God platgevee en verwoes word. Die beelde by die 6de seël wat beskryf hoe erg God se oordeel oor die goddeloses is afgryslik. Ek wens eintlik ons kon dit in die vorm van 'n fliek sien, die beelde wat afspeel, die klanke hoor wat Johannes gebruik om God se oordeel mee te beskryf. Probeer om dit vir jouself voor te stel, as jy wil kan jou oë toemaak.
Daar's hierdie geweldige aardbewing. Alles ruk, skud. Die rumoer in jou ore is oordonder. Die son word pikswart. Dis donker rondom jou. En wanneer jy vir die maan kyk, is dit asof daar bloed uit hom uitdrup. Daar's 'n sterk wind, soos wat jy nog nooit in jou lewe ervaar het. Die geloei van die wind is so hard dat dit jou doof maak vir alle ander geluide. En dan begin die sterre om uit die hemel te val. Die aarde word stikkend geruk. Die hemel verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word. Die skepping is in chaos gedompel. Selfs die berge en die eilande word uit hulle eeueoue staanplekke geskit. Alles is vernietig. Die impak hiervan is so ingrypend dat die ongelowiges met alles in hulle probeer om net daarvan af weg te kom. Hulle hardloop vir veiligheid en verskuiling. As hulle net iewers in 'n grot kon kom, diep in die aarde se maag kon gaan wegkruip sodat God se hand van oordeel hulle tog net nie in die hande kry. Maar daar is nie wegkomkans. En wanneer hulle besef dat hulle nie kan ontsnap nie, dan begin hulle wanhoopig en hysteries te skreeu. Berge val net op ons. Kraanse, maak ons net toe. Steek ons tog net weg vir God. Hy moet ons net nie sien. Die groot dag waarop God sy oordeel voltrek het aangebreek. Niemand sal staan te kyk. Dankie Here dat U kinders dit gaan misloop. Jy sien die eerste 4 seels raak alle mense op aarde. Die 5de seël gaan net oor die gelowiges, die heiliges voor die troon. En die 6de seël is net van toepassing op die ongelowiges. En ons moet ook nie hierdie vreesaanjaende beelde te letterlik wil opneem nie. Die maan gaan nie regtig eendag bo oor ons bloed word nie. En vergeet maar van al die conspiracy theories oor die bloedmaan as die maan so bietjie rooi word. Ons het hier te doen met 'n opeenstapeling van die allerverskriklikste beelde van natuurfratse. Om vir ons te probeer beskryf hoe erg God se oordeel oor die goddeloses is. Maar as jou klere skoon gewas is in die bloed van die lam, gaan niks hiervan jou tref nie. Hier is volharding van die gelowiges nodig. Vriende, ons leef in 'n tyd waarin mense nie meer agting het vir God nie. Ons sien dit elke dag om ons rond. Of daar nou besigheid gedoen word, of daar gekuier word, waarmee mense self ook al besig hou, dit gaan eintlik vir elkeen maar net oor sy eie belang. Mense trap op mekaar om bo uit te kom in die lewe. Vir liefde en omgee en mededeelsaamheid is daar nie meer plek in ons samelewing nie. Die lese van vandag is, trap of jy word getrap. En dit maak dit so moeilik om 'n Christen te wees in ons tyd. Die wêreld waarin ons leef, maak dit vir ons moeilik om Christelike waardes uit te leef. Want die oomblik as jy die bose kringloop van selfsug en eie belang breek en jy begin om onbaatsigtige naaste liefde uit te leef, dan word jy verdruk en vertrap. Die versoeking is so groot om ter wille van oorlewing maar net in te val by die goddelose mensdom se manier van dinge doen. Ons het in Pinkstertyd toe ons hoofstuk 2 en 3 gelees het van Openbaring ook daaroor gepraat. Die vroeë kerk se vlammetjie wat nou maar skaars aangesteek is, het dowwer begin brand. Die versoeking was groot
om maar net in te val by die goddelose mensdom se manier van doen. Die versoeking is groot om ook maar jou besigheid volgens die wêreldse standaarde te bedryf. Om jou sosiale lewe en jou politieke oortuigings en jou gesinslewe en jou sportmangees op en langs die veld in te rig volgens 'n eie geregtige gesindheid. En dis juis waarteen Openbaring 6 ons vanoggend wil waarsku. Moenie deel word van die wêreldse manier van doen nie. Moenie maar terwille daarvan om jou eie bas te red, die Christelike deugde prysgee nie. Al is dit hoe moeilik, moet ons breek met die kringloop, die bose kringloop, wat in die ewige dood eindig. Dis 'n geweldige uitdaging. Maar dis wat die Here van sy kinders vra. En saam met hierdie waarskuwing in Openbaring 6, is daar ook die vertroosting vir diegene wat nou reeds daai vervolging aan hulle eie lywe voel. As jy reeds swaar kry en verdruk word en uitgestoot word, omdat jy nie wil toegee aan die goddelose mense se manier van leef nie, dan wil die Here vir jou vanoggend die versekering gee, jou swaar kry gaan nie ongesiens by hom verby nie. God sal jou geloofstandvastigheid beloon. Ons sal volgende week in Openbaring 7 dit baie duidelik sien. En God sal die goddeloses uiteindelik straf. Sy hand van oordeel sal hulle platvee. Maar totdat die dag van sy finale oordeel aanbreek, wanneer ook al, verwag God van ons om geduldig te wag en te volhard in ons geloof. Gaan voort met die goeie wat jy doen. Moenie dat die wêreld jou moedeloos maak en jou breek nie. Dra jou deel van die ontberinge geduldig. Kyk hoopvol vorentoe na die dag wat sal aanbreek wanneer Christus se alleenheerskappy op aarde volledig erken sal word, soos wat dit reeds in die hemel erken word. Amen. Here God, ons voel baie keer so uitgelewer en alleen op hierdie aarde. Voel partykeer asof mense ons net wil ken wanneer hulle iets van ons wil hê. En wanneer ons nie meer kan gee nie, dan word ons een kant toe gegooi. Dit voel regtig partykeer asof wanneer ons dit wel die dag reg kry om volgens Christelike waardes te leef, ons die verkeerdes is. Mense kyk neer op gelowiges. Godsdienst daar vir bespotting geword vir baie. Daarom is dit vir ons goed om vanoggend weer daaraan herinner te word. Die werklikheid van die lam wat reeds in volle majesteit regeer. Al word dit nog nie oral op die aarde erken. En het ons vanoggend, Here, weer moed kom kry. Ons kan met hoop vorentoe kyk, met ons hand in U hand. Help ons, Here, om te volhard in ons geloof. Help ons om getrou te bly.
Elkeen van ons beleef teenkanting en probleme op 'n ander manier. U ken ons lewens, Here. Help ons om aan U getrou te bly. Help ons, Here, om steeds, ook as gemeente, 'n helder lig in 'n steeds donker wordende wêreld te laat skyn. Want U is die oorwinnaar. Niks gebeur sonder U vergunning nie. Here, ek wil graag vanoggend in die besonder kom bid vir lidmate in ons gemeente wat swaar kry. Dink spesifiek aan die wat verdrukking aan hulle lywe voel in die vorm van siekte. En by name, Here, wil ek vanoggend vir Tannie Margrieta kom bid. Vir Tannie Yvonne van Vuren. Twee van ons lidmate wat regtig siek is en dit nie elke dag goed gaan nie. Pyn beleef. Dink dit aan die Marie Reyneke, Shorty Pieterse. Here, U ken elkeen van hulle se stryd. Daar's ook die van ons mense wat nog in die hospitaal is. Ons dink aan Hannes de Tooy en aan Jackie Pretorius. Al so lank in die hospitaal, Here, dat ons wat besoek al moedeloos word. Hou asseblief U hand oor hulle, Here. Dankie dat daar soveel beterskap is by Tannie Johanna Roet se broer, by Tannie Elsabie Minnaar se broer. Mense wat regtig baie swaar gekry het en wat bitter siek was. Dankie dat ons ook U genade daar raak sien, waar daar nou beterskap is. Here, en dan is daar van ons lidmate waarvan ons nie eers weet nie, wat siek is, bekommerd is. Maar vanoggend kry ons weer die versekering, Here, ons is in U hand. Ten spyte van die seer, ten spyte van die perde wat besig is om te hardloop, is ons in U hand. Sal U ons nooit alleen laat nie. Staan elkeen van ons tog by in ons eie verdrukking en swaar kry. Dankie dat as ons dit bid, dan bid ons dit met die geloofsoortuiging dat U in beheer is van die wêreld. Dat U die een is wat op die troon sit en dat die lam waardig is om U plan met die wêreldgeskiedenis te laat ontplooi. Amen.